Goeiemôre, hoe gaan dit by julle? Ek hoop julle het 'n heerlike nagrus agter die rug en dat julle reg is om hierdie nuwe dag tot eer van die Here te gaan lewe en mag die Heilige Gees vanmôre saam met julle die pad vir ons kom gelyk maak en dat julle sensitief sal wees ook vir wat die Here vandag vir jou inhou. Ek wil graag op gister se woord 'n bietjie voortgaan oor die feit dat die lewe vir ons altyd 'n fees moet wees. En vanoggend toe lees ek net hierdie pragtige vers raak in Spreuke 15. En ek wil graag vanmôre vir julle lees vers 15. Dit gaan altyd sleg met 'n bedrukte mens. Maar hoor nou hier. Die blymoedige mens sy hele lewe is 'n fees. Is dit nie aangrypend nie? Dit gaan altyd sleg met 'n bedrukte mens, maar die blymoedige mens, sy hele lewe is 'n fees. En weet julle, as jy byvoorbeeld Psalm 81 lees, is 'n psalm wat Asaf geskryf het, dan raak Asaf opgewonde oor God se beloftes. En hy skryf daar in vers 17 byvoorbeeld, ek sal julle versadig met die beste koring en ek sal julle versadig met heuning uit die rots. Ja, weet julle, Asaf was een van die psalmdigters wat baie te neergedruk was. Hy het nou nogal baie donker en diep psalms geskryf waar hy vir die Here gesê het, ek lê in die doderyk en ek is in hierdie put en ek kan nie hier uitkom nie en so aan. Maar jy het sulke blyke van oomblikke in sy psalms waar hy onthou hoe die Here vir hom sorg. En ek en jy moet 'n glasie klink op die lewe. Weet julle, toe Jesus 12 jaar oud was, het hy en sy ouers 'n fees bygewoon, daar in Lukas 2 vers 43. En ook jare later kies Jesus om sy heel eerste wonderwerk in Kana te doen by wat? By 'n huweliksfees, by 'n bruilofsfees. En hy maak water en wyn. En weet julle, aan die einde van sy lewe, net voordat hy gekruisig word, sluit hy sy laaste deel van sy aardse lewe af deur die Paasfees saam met sy disippels te vier. En na sy opstanding skep hy ruimte vir hier saam wees en vir feesvier. Deur saam met sy disippels daar op die strand om 'n vuur te kuier en vir hulle 'n ete voor te berei, daar in Johannes 21. En 'n paar dae later dan vaar hy op na die hemel toe, maar dan sê hy vir sy disippels, hy beloof dat hy sal terugkom om hulle te kom haal, sodat hulle dan saam met hom kan deel in die hemelse fees. En in Openbaring 3 vers 20 sê die Here Jesus, ek staan by jou hart se deur en ek klop. Elke een wat vir my oopmaak, sal ek by ingaan en dan sê hy, en ek sal saam met hom fees vier. Weet julle, die lewe is 'n fees as die Here saam met jou is. Wat 'n voorreg dat die Here wil hê, ons moet net die lewe geniet. En ek en jy moet 'n glasie op die lewe klink. En mag ek en jy elke dag in daai feestelikheid lewe voor die Here. Hy het vir ons hierdie lewe gegee. Hy wil hê ons moet dit saam met hom geniet. En ek en jy kan dit nie saam met hom geniet as ons soos hierdie skrywer van Spreuke sê, dat dit altyd met 'n bedrukte mens sleg gaan nie. Nee, julle, ons moet leer dat blymoedige mense se lewens altyd 'n fees is. So kan ek en jy dit regkry om in daai blymoedigheid voor die Here te leef. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat U ons met soveel dinge kom seën. Dat daardie seëninge op ons feestafels kom land en dat ons daarmee kan feesvier. Help ons vandag om dit ook te doen. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie julle. Ek hoop julle geniet julle dag en dan praat ons weer môre.